ons belei, daar is 3 dinge wat ons van God belei, dat hy altyd woordig is, dat hy almagtig is, en dat hy alwetend is. Dis een van die 3 gereformeerde stellings waarop ons staan. Maar in die hele ding, sê ons ook maar, kan God swak wees. As ons vanaf albei Paulus gaan lees, die Bybel van Paulus, toe hy gesê het dat die doring is 'n fees, toe sê hy 3 maal het hy die Here gebid, dat het vir my af weggeneem moet word. Jesus ek nie net 300 keer bid, hy het 3 maal gebid. Die Godse antwoord was met genade is vir jou genoeg. En die beginsel, my krag kom jy so volwerk en wanneer jy swak is. Die hele beginsel is wat God is nie net 'n magic God, wat sê, hierso, Paulus, kom ons maak jou doring en jou fees, kom ons geef jou krag, kom ons geef jou wysheid, kom ons geef jou alles. God werk nie net met ons dan 'n win-win situasie is. So, ons het gewoond geraak aan die Bybel en ons lees die Bybel met een sekere perspektief. En ons gelowiges sit maklik God voor alles vir God se deur. As daar oorlog in die wêreld is, dan sê ons maar hoe kan God hierdie oorlog toelaat? Dis so verskriklik. Waar in Palestina, en in Oekraïne, en in Afrika, en in Suid-Amerika, en in die wêreld vol. Hoe kan God dit toelaat? Is God nie 'n God van liefde nie? En as daar tornado is in die wêreld vol van Japan tot Amerika tot Engeland, Frankryk, Spanje, oral is daar stromings en tornado's en Frans, hoe kan God dit toelaat? Nou verskrywend mag ek nie probeer na God toe. Ons verskillig die mense. So as ek nou bestaan stout gewees het, dan sê ek my vrou, ja, dis nie ek nie, jy wil dit nie versoek, sê ek nie, dis hy. Gooi ons met alles daar in die duiwelse kant toe. As mense as familie skielik gediagnoseer word met terminale kanker, dan sit ons maklik vir die Here, maar Here, hoe kan jy dit toelaat? Hoe maak jy my gesond doen? Hoe bring jy my terug? Hoe doen jy dit? Ons sit alles maklik voor die Here se deur. Vir alles wat ons in ongunstige situasies verkeer, as dit moeilik gaan by ons, as dit sleg gaan nie met my, dan wonder ek, Here, maar hoekom gebeur al die goed met my? Wat is fout dat alles met my gebeur? Hoe kan God dit toelaat? En die ene kant sê ons God is goed met sekere dinge, maar God is ook swak met ander dinge. En ek wil net dit vir julle in die maak word. Bijvoorbeeld in die skeping is God baie goed om iets uit niks uit te maak, om 'n droom te realiseer. Is God baie goed mee. Hy is baie goed in die skeping. Ek kan nie dink dat die skeping beter kon gebeur het, en sy vat hoe presies dit alles saamgestel. En kon die skeping nie baie beter gebeur het. God skep die verskeidenheid in die begin, wat hoeveel insekte, hoeveel voëls, hoeveel diere, hoeveel visse, hoeveel bome, hoeveel plante, hoeveel allerhande dinge. En dan skep God hierdie aarde ten minste met sekere natuurwette, met gravitasiekrag. As jy iets in die lug hou, dan val dit. Daai gravitasiekrag is nie sommer net dit, dit hou die hele wêreld verstaan. Dit hou my en jou op die aarde, wat jy begin sweef nie. Dit raak baie dinge toe. En God skep sekere rangorde wat ons later begin verstaan en hoe goed dit is. En God gee vir ons instruksies in die Bybel wat eintlik fenomenaal is. As jy dit begin verstaan,
sien jy God se bedoeling is fantasties. Hy wil hê dat ek en jy met 'n lewe en 'n lewe in oorvloed. As jy kyk na die sunsets, die sonopkomste, hoe fantasties en hoe mooi dit is. God sê elke dag preek in sy skepper. Die dinge wat God doen, is hy baie goed. En wat ek en jy nie kan doen nie. Die wêreld het al God probeer namaak met skepsels en allerlei krone en allerlei dinge, maar ek kry dit nie lekker werk nie. So die hele ding van die skepper is, as ons na die skepper kyk, dan sien ons, is nie die skepper in die begin nie. God is ook besig om die hele ding te onderhou. Hoe alles vernieuwe. Dit sê daar ons dit, as jy persoon daar, gat in die persoon daar, dan sien ons hy herstel weer. So God herskep ook die hele tyd en as een vernieuwing van die aarde. As jy sien hoe die veld afbrand en die volgende seisoen is dit net weer gras, groen, alles is dit lekker en die volhoubaarheid van die aarde is net so fenomenaal. Ons leef net aan en aan en aan en aan en aan. En die moontlikhede wat God vir ons gegee het, die geleenthede wat God vir ons gegee het, is fenomenaal. Dit is wat ons al sal bereik as mense. Klop dinge bereik. Maar met my lewe, met jou lewe, is God baie swak. God kan nie my lewe vir my lewe. Dan is God baie swak. Bijvoorbeeld in my eie lewe, stel God nie my werker vir my nie. As ek nie my werker stel nie, dan stel God hom nie. Hy sorg dan nie. Ek moet elke oggend my eie werker stel. En ek bid en ek maak my wakker, want ek verslaap. As ek kom by examens, was God sorg om vir my te leer, om my te laat slaap, as ek nie begin leer. Ek het al baie in my examens, nie geleer nie, dan bid ek weer as ek lief Here, dat ek paas. Party het ek gepaas, en ek het daarby besef dat ek swak geleer, en ek het net veranderd. Maar God is swak om my te laat leer, ek moet leer. God is baie swak om my te laat dink. Ek moet vir myself dink. As daar warm praat is, moet ek dink, ek kan nie my hande opsit, en ek gaan seker. En ek sien het met so'n jaak. Omdat so'n jaak nie kan dink nie, weet ek eerder nie net so'n jaak kan dink van die, maar hy vat dan, God is swak dat die eerlijkheid dan wat ons kan dink. Want dit het vir ons gegee, dit is ons werk, dit is ons deel. God is baie swak met al my higiëniese dinge wat ek moet doen. Ek moet was, ek moet aan die hoofd, ek moet skeer. Ja, wat ek die Here hoeveel, my maak van die oorgroei. Dis my deel. So met my lewe, my gesonde leefstyl, is my verantwoordelikheid. Net my verantwoordelikheid. Ek kan dit nie voor God se deur gaan plaas nie. Die Here, help asseblief my lewe, dat my lewe gesond is, en ek drink nie bors brande met die ander aan toe. Gaan nie werk nie. En om hindernisse te vermy, is my verantwoordelikheid. Ek kan sien nie, soos die klip in die pad, as die slaggat in die pad, ek moet om vermy. Nou bid ek Here, dat die slaggat in die pad, dat ek maar net kan ry. Om reg te kies, is my verantwoordelikheid. As ek wat moet kies, Here het vir my alles gegee wat ek moet doen. Om goeie besluite te neem, is my verantwoordelikheid. Die Here is swak daarmee om vir my besluite te neem. Wat hy vir my gegee. Soms word Psalm 23 waar vir ons, word ons as 'n klomp skape. Word ons as 'n klomp skape. Ons kan niks van onsself doen. Wat wil die herder alles moet doen? Ons kan niks doen, ons staan nie daarom. Want ons wil God is met ons God. Ons kan enigiets vra. En die ding is, dan gee ons God die skuld vir die vraag van die mense gemaak
So, die dinge wat ons toelaat om te gebeur, soos oorlog, dis nie God wat dit toelaat om te gebeur nie, dis ons wat dit toelaat om te gebeur, dis die internasionale gemeenskap wat dit toelaat om te gebeur. Mense, leiers, dis ons wat dit doen, gee ons die skuld vir die Here. Net so met die natuurrampe, wat natuurramp gebeur elke jaar op dieselfde plek en dieselfde plek. Ja, maar bly ons weer daar. Oor, maar Here, hoe maak jy dit nie waar op werk? Die vergrype wat ons doen, die feit dat ons so alles wat ons sien, as ons diamante, my vrou in diamante, dis 'n goed keer, my vrou in die goud, ons vergrype ons op alles, ons ken nie ons kerk nie, ons ken nie ons eie rus nie, ons gaan nie te keer. Maar Here, hoe maak jy dit doen? Die oorlog is toe, omdat ons onsself nie kan keer en bestuur nie. As jy na die Bybel toe gaan, dan moet jy dit reg verstaan. Hierdie vennootskap tussen God en mens. Genesis 1:7, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. Hy het nie self gekom om te verteenwoordig, hy het ons gemaak as sy verteenwoordiger. As deel van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy die mens geskep. Daarna kom hy en hy sê, toe het God hulle geseën en hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en die werke, heers oor die vis en die voëls in die lug en al die diere daar, oor die diere wat op die aarde kry. En andere word die bestuurder van hierdie planeet, namens God, hulle is sy verteenwoordiger. Neem julle verantwoordelikheid op. Die Here het doen, hy die grond en al die wilde diere en al die voëls gevorm aan die mense die bird en vasgestel, hoe elkeen genoem sou word. God gee nie eens name vir dit wat hy skep nie. Die mens moet die goed name gee. God gee die Here verantwoordelikheid in ons hande. Gee die diere name. En wat die mens daar in die lewe mense doen, dit sou sy naam wees. Dis wat dit is. Hierdie vennootskap van God en ons op hierdie aarde, is nie alles God sinne nie, dis ons sinne, ons is sy partner, 50-50 sy verteenwoordiger. Dis daarom, U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom in aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werke van die hande. U het alles aan hom onderwerf. Hy maak ons volle vernoot om verantwoordelikheid te vat oor hierdie gedeelte van die skepping, die aardse, die natuurlike goede, jy kan sien, die volk om ons weet, is ons verantwoordelikheid. Dit is die Here wat jy toelaat, hy het alles nie met die klaar geskep, hy het alles vir ons gegee. Maar, my probleem, ons is uitverkoop aan wonderwerk. Omdat ons dink, omdat hy een keer geskiedenis in die Bybel in die son stil gestaan, dink ons gebede gaan die stommer stil staan elke dag. Ons bid Here, hy het gewoon net stil staan elke dag. Ons wil heel net die son stil staan. Want dis ons wil wat ons werk is. Die son stil staan. Ons wil heel net die wonderwerk, dat op die water loop, en die kos en die licht. Ons wil heel net wonderwerk doen, maar die ander goed, dit versaak ons. Die goed wat ons moet kan doen in ons nie. God ons baie goed geskep. Dis 'n voorbeeld van sy bom. Hy het 8 goue medailles gewen in sy lewe. Dit is nie gespeel met 100 meter en 200 meter. Saam, al 8 daai wedlope, was 116 sekondes. Dit is 2 minute. Dink jy, hy het net gebid. Hy het net gebid. Hy het 20 jaar al gewerk, geoefen, voor hy dit reg het. 20 jaar al. Hy het sy verantwoordelikheid verstaan. Hy het sy deel verstaan. Maar hy het ook verstaan, God sal sy deel doen. Maar hy het sy eie verantwoordelikheid opgeneem en sy deel gedoen.
sy werklik te vat en wonderwerke te doen. Dit beteken om ons deel te begin verstaan en ons deel te begin doen. Hier op die aarde het ons 'n groot verantwoordelikheid om ons deel te doen. Hier is 'n voorbeeld van 'n huisie. Iewers daar huisie. Dis 'n vader huisie. Maar as die persoon daar bly, sy kreatiwiteit, sy inisiatief, sy alles wat die Here hom gegee het, begin ontstaan. Dan verander hy die huisie in hierdie huisie. Selfs trek, maar hy het verstaan, hy moet sy deel doen. Hy moet begin inspring. Wat sê God vir my en vir jou? Hy sê, 'n dief kom stil net, die slag roei uit. Ek het gekom, dat hulle die lewe kan hê en dit kan oorvloei. God het ons die lewe kan oorvloei. Maar ons, vrou Christene, ons is lui, ons is bang, ons wil dit nie vat, gryp en doen. Ons wil hê die Here moet ons gee. En as 'n ouer, alle ouers weet dit, maar die meeste ouers wat so oud is, maar die kind wil jou weet dit in die tyd. As jy net die beste vir jou kind wil hê, beteken ja, alles. Ja, is nie die beste vir jou kind altyd nie. Dit kan nie die beste wees nie. Try dit doen. Net ja te sê. Dit werk nie. Werk nie. Moet opbou bang te wees. Dan die ander bang wees, alles wat verkeerd word, alles wat fout gaan. Veral, moet opbou om volgens voorskrifte te lewe. Ek kom makkelijk as ek met mense gesels, en sê, ja, maar jy mag nie dit doen. En sê, hoekom mag jy nie dit doen? As het net een voorskrif uit sy verlede uit wat hy handhaaf, geen rede hoef te handhaaf. Jy mag het doen, doen wat jy wil doen, doen wat die Heilige Gees in jou hart plan, doen dit. Die Heilige Gees het gesê wat jy nodig maak, doen dit bietjie. Vergeet 'n bietjie van die magsmies, mag nie dit nie, mag nie dat nie, mag nie dit nie. Sê nie jy mag het doen dit 'n bietjie. Vergeet 'n bietjie van die moenies. Hou op om die goedes te doen. Doen meer. Wees jy en jy. God het jou gemaak as deel van die skepping. Net soos hy die bos en die vink en die pauw en die reier en die albatros gemaak, het hy jou gemaak. En jy is nie die ander, jy is jy. Ontdek jou skeppingspotensiaal. As mense wat soveel van die ruimte het. Elon Musk, wat weer Pretoria groot geworden het, in die rijkste in die wêreld word. Maar soveel potentiaal om baie mense op te sit. Vertrou die Heilige Gees. Die beginsel is, Jesus het gesê, ek stuur vir jou 'n helper. En hy het vir elkeen van ons wat geloof is, die Heilige Gees is die helper. Toe glo jy vir my, waar jy ook al is, die Gees sal jou nie versaak nie, as jy jou help. As jy dom dinge doen, dan het jy sê,